ons gunsteling sport is rugby en ons praat 'n bietjie oor die Wêreldbeker. Ja, so Namibië wat dan probeer kwalifiseer vir die Wêreldbeker wat in 2027 is in Australië. Hulle is dan nou daarna betrokke in daai kwalifiserende toernooi wat in Dubai plaasvind tussen die laaste 4 spanne wat nog 'n kans het. Namibië wat sy veldtog dan begin het teen België. België wat op die oomblik 22ste op die wêreldranglys is. Ons het so teruggesak tot so 27ste in die laaste klompie maande. So België wat toen daar die knoop deurgehak het. 22-15 wat hulle gewen het. So 3-3 teenoor 2, so 1 verloor bonuspunt dan daar van Namibië en 4 punte vir die wen wat die Belgiërs dan kry. België wat eintlik goed georganiseer was en redelik die sake beheer het en redelik in beheer van die wedstryd was. Vroeg toegeslaan het, eerste 3 van die afskop af gaan druk het. Ja, België heeltemal professionele span, almal van hulle speel of daar is net 'n paar van hulle wat in België eintlik speel. 'n Klomp van hulle is in Frankryk gekontrakteer by klubs. So Namibië se manne wat miskien so bietjie min speelkans saam gehad het in ons voorbereiding. En ja, dit is nou 'n lang pad. Ek sal die geld daarop sit dat hulle dit gaan maak. Ons Namibië se volgende wedstryd is aan donderdag teen Samoa. Samoa wat ook goed begin het in hulle toernooi. Samoa wat dan met 48-10 gewen het teen Brasilië. Ook 'n goeie wedstryd daar gehad. Samoa wat goed gelyk het. Hulle het nou hulle is bietjie deur 'n moeilike tyd en hulle kwalifiserende rondes wat bietjie moeiliker is teen Kanada en USA en Tonga en 'n bietjie sterker lande gespeel het. Wat hulle nou almal verloor het so in die laaste tyd en dis hoekom hulle in hierdie situasie bevind wat 'n bietjie vreemd is vir 'n span wat al 2 keer in die kwart eindstryd van die Wêreldbeker was en van 1991 af nog geen toernooi gemis het nie. So een van die spelers wat nogal redelik beïndruk het vir Samoa was Jacob Umaga, hulle heel agter. Hy is in Engeland gebore en hy het 1 toets vir Engeland gespeel en toe het hy klap rugby gaan speel in Italië en so 'n bietjie was hy meer regtig in die mix daar in Engeland, so 3 jaar toe verbygegaan. So op grond daarvan kwalifiseer hy om dan as hy kwalifiseer vir 'n tweede land en jy 3 jaar nie internasionale rugby gespeel het, dan kan jy eenmalig 'n skuif maak. So hy is van Samoaanse afkoms. Sy oom het ook in die 1995 Wêreldbeker vir Samoa gespeel in Suid-Afrika. En sy pa Mike en sy oom was Tana Umaga wat ook 'n legende vir die All Blacks was en baie jare vir hulle gespeel het. Hy was nog 'n faktor in die game teen Brasilië. 18 punte aangeteken insluitende 3. So ja, Samoa gaan 'n bietjie handvol wees. 'n punt om te bewys, maar ons het ook 'n punt om te bewys. So ons sal maar ondersteun en doen wat ons kan.